Langs baie gevaarlike kuslyne staan daar dikwels ligtorings. Massiewe torings van klip, stil, onbeweeglik. Interessant genoeg werk 'n ligtoring dikwels anders as wat mense sou dink. Ligtorings jaag nie aan agter ander skepe nie. Hulle hardloop nie agter bote aan in storms wat hulle dikwels self gekies het om in te wees nie. Hulle skree nie oor die see, kom hierheen, ek kan jou help nie, nee. Ligtorings staan net waar hulle gebou is en hulle skyn. En tog vind skepe wat rigting soek, die lig. Maar skepe wat nie omgee nie, bots iewers anders. Baie van ons leef egter nie soos 'n ligtoring nie. Ons leef baie keer soos reddingsbote. Ons jaag na mense in hulle storms wat hulle self gekies het om in te wees. Ons probeer almal red. Ons verduidelik onsself aan mense wat reeds besluit het om nie te verstaan nie. Ons gee meer en meer net om te bewys dat ons waardig genoeg is en dat ons in daardie verhouding kan bly. En ironies genoeg dink ons, dit is liefde. Maar soms beteken hierdie soort optrede dat jy jou pos as ligtoring verlaat. Soms is dit nie liefde nie. Jesus sê mos in Matteus 5:14, julle is die lig vir die wêreld. Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Let bietjie op wat Jesus nie sê nie. Hy sê nie, jaag agter almal aan nie. Hy sê nie, probeer almal oortuig nie. Hy sê nie, red almal in hulle storms nie. Maar hy sê wel, wees lig. En lig werk presies soos 'n ligtoring. Dit staan, dit skyn, en mense wat rigting soek, vind daardie lig. En soms gebeur iets vreemd wanneer jy ophou jaag na mense in hulle storms. Party mense, ja, dryf weg. En dit voel aanvanklik soos 'n verlies, soos verwerping. Maar baie keer is dit nie verwerping nie. Dis net die oomblik wanneer mense besef, jy is nie meer hulle reddingsboot nie. Want hulle het nie vir die lig gekom nie. Hulle het vir die redding gekom. Wanneer ek en jy uiteindelik begin staan in wie God ons gemaak het om te wees, gebeur daar iets anders. Die lewe raak stiller, skoner, ek wil amper sê, meer eg. Want die regte mense het nie nodig dat jy uitgeput moet wees om in hulle lewens te bly nie. Hulle word nie aangetrek deur wat jy vir hulle doen nie, hulle word aangetrek deur die lig wat jy dra. En soms werk God ook so. God skyn, soos 'n ligtoring. En elke mens wat verlore voel, kan op 'n stadium daardie lig sien en koers verander. Miskien is dit die uitnodiging vandag. Hou op om elke skip te probeer red. Staan waar God jou gebou of geplant het. Skyn die lig wat hy in jou gesit het. Want skepe wat rigting soek, sal altyd die ligtoring vind. Kom ons bid saam. Here, help ons om in hierdie lewe nie in elke storm in te jaag en die reddingsboot vir alle skepe te probeer wees nie. Maar dat ons soms net besef dat ons ook ligtorings kan wees. Dat ons u lig laat skyn in 'n donker wêreld daar buite, sodat ander skepe, ander mense hierdie lig kan sien en dit hulle weer die regte koers sal wys. Dankie Here dat u soos 'n ligtoring ook in ons lewens is. Dat u vir ons die lig laat skyn in donker plekke. 'n Lig wat vir ons koers gee. Heer, dankie dat u lig in hierdie wêreld kon skyn en die duisternis dit nie kon uitdoof nie.
Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk het iemand net nodig om bietjie 'n ligtoring te wees en nie altyd die reddingsboot in ander mense se storms te wees nie. Tot 'n volgende keer.